Ons begin vanoggend se erediens met die woorde van Prediker 4, vers 9 tot 12. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word. 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Amen. Liewe broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God die Vader, deur ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing die ou bekende lied 334 as loflied vanoggend. Al 4 die verse, God is liefde. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie dat ons ook in die beweging van die seisoene u hand kan sien. Die seisoene wat soos 'n geoliede masjien werk. Die seisoene wat kloksgewys elke jaar van die begin van die skepping af verander soos dit moet verander. Ons kan u almag en u beheer ook in die seisoene sien. En as ons wonder oor u en wonder of u daar is en of u daar is vir ons, kan ons bloot maar na die seisoene kyk en ook in ons ervaring en belewenis van die seisoene en sal ons weet, u is waarlik daar, ook vir elkeen van ons. Baie dankie dat u ook in ons lewens vir ons verskillende seisoene gee. Seisoene van harde werk en seisoene van rus. Dankie vir hierdie skoolvakansie, vir die geleentheid wat ons kinders en almal wat by skole betrokke is, die het om bietjie laag te lê en te ontspan. Here, ons bid vir elkeen wat ook in hierdie tyd, ook uit ons gemeente, op die paaie is en sal wees. Beskerm asseblief ook vir elkeen van hulle. Ons bid ook vir hulle
wat juis in hierdie vakansietyd werk en dikwels harder moet werk omdat ander mense met verlof is. Here, gee asseblief ook vir hulle die krag vir elke dag. U het ons net nou in die aankondigings herinner aan 'n klompie mense op ons siekelys. Hemelvader, ons wil vandag vir u dankie sê dat Nolien en Liam en Jan by die huis is en besig is om te herstel. Dankie dat Ricardo se groot operasies goed gegaan het. Ons bid ook vir sy pad verder vorentoe. So bid ons ook vir Tanya, wat hierdie week geopereer word. Here, ons bid ook vir Marius, vir Johan, vir Morney en vir Monty, wat besig is met intense behandeling. Here, ons bid nie net vir almal op ons siekenlys nie, maar ons bid ook vir elkeen van hulle se geliefdes. Hulle mense wat daar vir hulle is, en wat ook swaar kry, wat dikwels sterk moet wees terwille van hulle geliefdes. O Here, laat ook hulle asseblief ervaar hoe u met hulle is, en vir hulle krag en geduld en liefde gee vir elke dag. Here, ons sien daarna uit om te hoor wat u vanoggend vir ons deur u woord wil sê. Dankie dat u die boodskap voorberei het. Seën asseblief die bring van hierdie boodskap ten spyte van die boodskapper. Spreek, Heer, u dienaars en u dienaresse luister. In Jesus se naam, amen. Kan jy nog onthou hoe jou man jou gevra het om te trou? Kan jy nog onthou hoe jy jou vrou gevra het om te trou? Vir sommige van ons neem hierdie vraag dekades, amper 'n eeu terug. Vir sommige van ons neem dit 'n paar jare terug. Maar dink 'n bietjie daaraan. Onthou jy nog daardie dag? Onthou jy hoe jy gevoel het? Onthou jy of jy dit verwag het? Of dalk het jy dit geweet voor die tyd, want jy was so nuuskierig en toe moes jy maak of jy nie weet nie. Dink so 'n bietjie terug aan daardie besondere dag in jou lewe. Daar is verskillende maniere om iemand te vra om met jou te trou. Een manier om dit te doen is baie hoog in die lig. Soos hierdie video wat die afgelope week sosiale media oorgeneem het, illustreer. This video posted to Instagram appears to show two people who scaled the Empire State Building spire and held up a banner that read, quote, "When the power of love meets the love of power, the world knows peace." According to another Instagram post, the couple are experienced climbers and were subjects of a 2024 Netflix documentary. Video captured the moment the individuals got engaged, when one person got down on their knee and proposed. A photo of the ring was later posted to the Instagram account. It's unclear how the pair managed to reach the top of the nearly 1,500-foot landmark. They were taken into custody without incident, according to police. Charges are pending and the investigation is ongoing, officials said. Sjoe, daar is gelukkig ook 'n tweede manier om iemand te vra om met jou te trou. Plat op die aarde. Kom ons kyk na hierdie video.
this view? What view? What view? This view that's right in front of us. You've never stopped the car before to look at a view. Well, how is this any different than you staring at that crazy postcard all the time? Hey, I can't help it. It's so beautiful. Sweetheart, that place probably doesn't even really exist. It is a real restaurant in the jungles of Africa. I love the crystal glasses and the lanterns hanging from the trees, and a waiter all right there in the middle of the jungle. I just love it. I get the idea. Uh-oh. What? I think we're out of gas. How come you'd be out of gas? Didn't you check before we left? I didn't. Oh, we're not. Well, now what? We're out of cell phone coverage. So what do we do now? So where the heck are we anyway? Not sure, I was just following the GPS. You would drive off a cliff if that thing told you to. Anyway, do you hear something? No? Oh, like music or a guitar. Alright, it goes this way. Wait a minute, what are you doing? Stay by the road. Sarah. Will you marry me? En dan is daar 'n derde manier om iemand te vra om met jou te trou. Deur dit nie self te doen nie. Deur iemand anders te vertrou om dit namens jou te doen. Toe Abraham hier op aarde was dit die gebruik. Ouers het hulle kinders se huweliksmaats uitgesoek. Abraham was al baie oud en daarom het hy hierdie taak aan sy betroubare slaaf toevertrou. Hierdie slaaf vertel self vir ons hoe dit verloop het in Genesis 24. En in sy vertelling is daar vir ons kosbare lesse ingesluit. Kom ons lees vanaf vers 34. Toe sê die man, dis nou die slaaf, ek is 'n slaaf van Abraham. Die Here het my eienaar baie geseën en hy is ryk. Die Here het hom kleinvee en grootvee gegee, silwer en goud, slawe en slavinne, kamele en donkies. Sarah, die vrou van my eienaar, het op gevorderde leeftyd vir hom 'n seun in die wêreld gebring. En hy is die erfgenaam. My eienaar het my 'n eed laat aflê, toe hy vir my gesê het, jy mag nie my seun met 'n dogter van die Kanaaniete in wie se land ek woon laat trou nie.
Nee, jy moet na my pa se huis toe gaan, na my familie toe, en vir my seun 'n vrou gaan haal. Isak se pa Abraham het deur sy slaaf 'n groot rol gespeel in sy seun se huwelikskeuse. Telke male hoor ek mense met huweliksprobleme sê, as ek maar net na my pa, na my ma geluister het. Hulle het my gewaarsku, maar ek wou nie hoor nie. Jong mense, julle kan gerus na julle ouers luister, wanneer hulle mening gee oor jou moontlike huweliksmaat. Ja, dit is nog steeds jou keuse met wie jy gaan trou, maar hulle is al baie jare getroud en ken die rooi ligte as hulle dit sien. Soos ons in hierdie gedeelte agterkom, om byvoorbeeld met iemand te trou wat nie soos jy 'n Christen gelowige is nie, gaan eenvoudig nie werk nie. En om met iemand te trou wie se optrede en lewenswyse nie reg is nie, en om te sê jy sal hom in die huwelik reg kry, is al baie male as vals bewys. Dit gebeur eenvoudig nie. Ons lees verder. Die slaaf gaan verder, hy sê, vers 42, toe ek vandag by die fontein kom, het ek gebid, Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat my tog slaag in my onderneming. Hier staan ek by die fontein, waar 'n jong meisie van die stad sal kom water skep. Ek sal vir haar vra om my 'n bietjie water uit haar kruik te laat drink. En as sy vir my sê, drink gerus maar, en ek sal vir jou kamele ook water skep, is sy die vrou wat deur u gekies is vir die seun van my eienaar. Abraham se slaaf het dadelik besef, hy kan hierdie opdrag nie sonder die Here en sonder gebed uitvoer nie. In alles in ons lewens, ook in ons keuse van 'n huweliksmaat en deur ons hele huwelikslewe, bly gebed een van die belangrikste geloofsgewoontes. Ouers sê gereeld, hulle bid nou alreeds vir hulle kinders se lewensmaat, al is hulle nog jong. En dit, hoe sou dit moet wees? Oumas is van die getrouste bidders vir hulle kinders en kleinkinders en hulle huwelike. Baie dankie, oumas. Moet asseblief nie daarmee ophou nie. Wanneer jy iemand oorweeg as jou huweliksmaat, moet jy asseblief bid vir die Here se leiding en sy vrede oor jou keuse. En soos ons almal wat al lank getroud is weet, hou mens nooit op om te bid vir jou huwelik nie. Nie net vir jou lewensmaat nie, maar veral ook vir jouself. Jou gebede wys hoe belangrik die Here vir jou en in julle huwelik is. Kom ons lees verder. Vers 45. Voor ek nog klaar was om saggies te bid, kom Rebekka daar aan met 'n waterkruik op haar skouer, en sy gaan af tot by die fontein en skep. En toe vra ek vir haar, gee my tog 'n bietjie water. Sy laat toe gou haar kruik van haar skouer afsak en sê, drink gerus, ek sal u kamele ook water gee. Ek het toe gedrink en sy het die kamele ook water gegee. Ek het haar gevra, wie se dogter is jy? En sy het geantwoord,
die dogter van Bethuel, seun van Nahor en Milka. Toe het ek die ring aan haar neus gesit en die armbande aan haar arms. Ek het gekniel en tot die Here gebid. Ek het hom, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, geloof, omdat hy my reg gelei het om die dogter van die broer van my eienaar te kry as vrou vir sy seun. Daar is 'n paar dinge wat vir jou 'n aanduiding kan wees dat hierdie 'n goeie lewensmaat is. Rebekka moes iets baie eenvoudig doen vir die slaaf, vir hom om te weet, sy is die regte een. Sy moes op sy versoek vir hom water uit haar kruik laat drink, en dan vir hom sê, dat sy kamele ook sal laat drink. 'n eenvoudige daad van medemenslikheid en omgee vir diere. In klein dingetjies, in iemand se optrede, kan jy sien watter mens die persoon is, wat in sy hart aangaan. Hierdie klein dingetjies is in 'n keuse van 'n lewensmaat groen of rooi ligte. Hulle sê byvoorbeeld, in die manier hoe 'n man sy ma hanteer en help, kan jy sien hoe hy jou gaan hanteer. In ons huwelike moet ons nooit die klein dingetjies van omgee en hulp en daar vir mekaar wees en net luister onderskat nie. Ja, diamantringe en blomme is belangrik, maar nog meer belangrik is eenvoudige dade en gesindhede van liefde en omgee. Die slaaf is weer aan die woord in vers 49 en hy praat met die jonge dame. As u nou u verantwoordelikheid as familie teenoor my dienaar wil nakom, sê my dan. As u weier, sê my dit, sodat ek kan omdraai waarheen ook al. En sy het ja gesê. En nou tel ons die storie op, waar sy by haar familie is, en waar hulle as familie by haar wou hoor, of sy wat Rebekka is, gereed is om te gaan. Vers 58. Hulle het vir Rebekka geroep en vir haar gevra, wil jy saam met hierdie man gaan? Sy het geantwoord, ja. Hulle het hulle suster Rebekka en die vrou wat haar groot gemaak het, saam met die slaaf van Abraham en sy mense laat gaan. Hulle het vir Rebekka met seënwense gegroet en vir haar gesê, ons suster, mag jou nageslag 10.000 word, mag hulle die stede van hulle vyande verower. Toe het Rebekka en haar slavinne op die kamele geklim en agter die man aangegaan. Hy het haar saamgevat en is terug huis toe. Met die seun van haar familie, nadat sy gekies het om te gaan, het Rebekka haar familie verlaat en na Isak toe vertrek. Daarin lê vir ons 'n belangrike les. As ouers en grootouers in ons kinders en kleinkinders se huwelike, is daar 'n groot nee en 'n groot ja. Die nee is, moenie in jou kinders se huwelik inmeng nie. Behalwe as daar baie ernstige probleme en enige vorm van mishandeling is.
Ons lees tog in Genesis 2 vers 24. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Die ja is, wees daar vir hulle, deur te luister as hulle vir jou die ruimte, en as hulle vir jou die ruimte gee, raad te gee. Maar respekteer hulle keuses en hulle ruimte. Dit is veral belangrik as julle op dieselfde erf woon. En ja, die grootste ja is, bid vir hulle. Nou nog meer as toe hulle 'n liewe lewensmaat moes kies. En dan kom ons by die einde van hierdie verhaal. In vers 62. Isak het van Lagai-Rooifontein afgekom. Hy het destyds in die Suidland gewoon. Hy het teen die aandse kant in die veld gaan stap en toe sien hy met eens kamele aankom. Rebekka het vir Isak gesien en van die kameel afgespring en vir Abraham se slaaf gevra: "Wie is die man wat daar oorkant in die veld na ons toe aankom?" Die slaaf het geantwoord: "Dis my eienaar." Toe vat sy haar sluier en trek dit oor haar gesig. Die slaaf het vir Isak alles vertel wat gebeur het. En Isak het vir Rebekka in die tent van Sara, sy ma, laat woon en met Rebekka getrou. Sy was sy vrou en hy het haar liefgehad. So is Isak vertroos na sy ma se dood. Is dit nie romanties nie? Liefde met die eerste oogopslag. Dit was teen die aand dat die slaaf en Rebekka by Isak se woning aankom. Stel jou die pragtige sonsondergang voor. Toe Rebekka vir Isak sien, het sy opgewonde van die kameel afgespring en 'n sluier oor haar gesig getrek om te wys dat sy gereed is om die pad saam met Isak te begin stap. En Isak het op sy beurt haar in sy oorlede ma Sara se tent laat intrek, om te wys dat ook hy gereed is om die pad saam met haar te stap. En dan lees ons: sy was sy vrou en hy het haar liefgehad. Kom ek neem julle weer terug na ons vraag heel aan die begin. Kan jy nog onthou hoe jou man jou gevra het om te trou? Kan jy nog onthou hoe jy jou vrou gevra het om te trou? As jou huweliksmaat nog by jou is, deel weer hierdie kosbare oomblik met mekaar en veral hoe julle gevoel het op daardie oomblik. En sê vir die Here dankie vir al die jare van genade. As jou huweliksmaat nie meer by jou is nie en deur die dood van jou weggeneem is, herleef weer hierdie oomblik, al is dit met 'n traan in die oog, en sê dankie vir die Here. Selfs die dood kan nie hierdie mooi herinneringe wegneem nie. As jy nog jonk is, of 'n tweede kans op geluk kry,
Hou hierdie verhaal van Isak en Rebekka in gedagte, wanneer hierdie oomblik in jou lewe aanbreek. Amen. Liewe Hemelvader, U het vir ons in die lewe baie wonderlike dinge, wonderlike geleenthede en instellings gegee. Een van die kosbaarste en die wonderlikste en die mooiste is die huwelik. Dankie Here, dat ons kan dankie sê vir ons huwelike. Dankie dat ons kan dankie sê vir daardie spesiale oomblik wat ons vanoggend in herinnering roep. En dankie dat ons ook as ons vandag weer daardie spesiale oomblik in herinnering roep, net weer vir mekaar kan sê, maar ek is nog steeds so lief vir jou, soos wat ek daardie eerste dag was. Miskien selfs liewer, want ons liefde het verdiep. Here, ons weet ook dat nie almal van ons kan getuig van goeie huwelike en geseënde huwelike nie. En nie alle huwelike gaan goed nie. Maar dankie dat ons ook weet dat vir die van ons wat daar deur is, kan terugkyk, al is daar hoeveel seer gewees, dat U ons daardeur gedra het. Liewe Here, daar's baie van ons wat vanoggend hier sit, die se huweliksmaat nie meer met ons is nie. En met die deel van hierdie boodskap dalk 'n paar trane moes onderdruk. Maar dankie vir die mooi herinneringe wat dit terugbring. Dankie vir soveel jare van genade, waarvoor ons ook vandag, al is ons huweliksmaat nie meer met ons nie, vir U kan loof en prys. Ons bid ook vir elke jong mens, vir wie hierdie dag dalk nader kom. Here, dat U self vir hulle sal voorberei daarvoor en hulle sal lei. Here, U het vanoggend iets baie besonders laat gebeur in aansluiting by hierdie boodskap. Andrei het vir my laat weet dat sy pa Andrei en ma Cecilia juis in hierdie week wat voorlê hulle 45ste huweliksherdenking vier. En Here, saam met hulle wil ons U loof en prys daarvoor. Beide van hulle die afgelope jare deur baie moeilike gesondheidsuitdagings gegaan. Maar hulle is nog daar. En hulle is nog daar vir mekaar en kan hierdie groot mylpaal hierdie week vier. Saam met hulle bring ons al die eer en die dank net aan U. Liewe Here, baie dankie dat U die afgelope weke met ons gepraat het deur ons reeks in Genesis, waar ons van die begin af tot vandag toe die pad saam met Abraham gestap het. Baie dankie daarvoor. Ons gaan ook nou 'n lied sing, Here, wat U op ons hart gelê het. En in die lied wil ons graag bid vir elke huwelik. Ja, vir ons eie huwelik en ook vir ons kinders en kleinkinders se huwelike en sommer al die huwelike rondom ons. Hoor asseblief ook hierdie gebed wat ons nou deur hierdie lied sittende gaan sing. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan lied 537 vers 1, 2 en 3 as 'n gebed saam sing.
Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Ons slotlied vanoggend is die bekende en toepaslike lied 530. Al drie die verse praat ek mense engele tale. Is
dit deur geloof besluit. Of al het ek al die kennis sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes al my ywer my niemand. Net die liefde onbaatsigtig bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis oop verwagting kom die beste in ons vrou. Al die tale profesieë, met die tyd gaan dit verby. Met die liefde die volmaakte kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting, na die toekoms reik die hoop. Liefde is en bly die grootste, liefde sny die lewe oop. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle en in julle huwelike wees en bly.